Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldevie Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkome gemoedsrus in die Kaapse Wynlande. Miskien net 'n paar opmerkings oor Suid-Afrika se plaaslike owerhede of dan munisipaliteite of munisipaliteite in Suid-Afrika. Wat is die finansiële stand van die goed? En die realiteit is baie sleg. Meer as 70% van die Suid-Afrikaanse plaaslike owerhede het sogenaamd gekwalifiseerde audits. Die uitstaande skuld van die plaaslike owerhede is astronomies hoog. In die geval van Eskom skuld die plaaslike owerhede meer as 100 miljard rand net aan Eskom. Die dienslewering van die plaaslike owerhede laat veel te wense oor en ons kan dit almal sien. Almal praat oor die potholes en alles wat daarmee saamgaan. Maar hier is 3 dinge wat ek dink baie belangrik is. Hier is 3 baie belangrike groepe in plaaslike owerhede. Die eerste een is natuurlik die raadslede self of die politici. Nou hulle is 'n belangegroep. Hulle wil verkies word en baie van hulle kan nêrens anders 'n werk kry nie, net so te loop. Nie almal nie, baie van hulle kan. So hulle is loopbaanpolitici. Hulle is 'n drukgroep. Die tweede drukgroep is natuurlik die munisipaliteitswerkers self, wat in baie gevalle glad nie gekwalifiseer is om hulle werke te doen nie. Hulle word aangestel om politieke redes, hulle is lojaal tot die politieke party en hulle word in baie gevalle heeltemal oorbetaal. Die derde belangrike groep hier is natuurlik die belastingbetaler of dan in die mense aan die buitekant wat veronderstel is om hierdie tipe van dienste te kry. Natuurlik ons het nie elke tweede maand 'n verkiesing nie, dis periodiek 'n hele klompie jare. So hulle kan die swak diens lewer, hulle kan intussen kan hulle baie tenders uitreik en dis weer is baie magtige posisie vir die plaaslike owerhede of die bestuur van die plaaslike owerhede om in te wees. En dit is hoekom hulle daar so verskriklike bekleierery is om hierdie posisies te probeer vul. Suid-Afrika se plaaslike owerhede en plaaslike owerhede wêreldwyd is die belangrikste owerheid, want dis die owerheid waar jy die eerste keer kennis maak met 'n owerheid. Jy het 'n sypaadjie nodig, jy het elektrisiteit nodig, jy het water nodig, 'n veilige omgewing, 'n skoon omgewing om besigheid te kan doen. En ons plaaslike owerhede is een van die belangrikste redes hoekom Suid-Afrika so swak ekonomies presteer, want die plaaslike owerhede werk nie behoorlik nie.